Ons tema, omdat Christus, daarom sal ons. Ons lees uit Efesiërs 3 van vers 16 af. Paulus bid dat God uit die rykdom van sy heerlikheid dit sal skenk vir gelowiges, om deur sy gees met krag na die innerlike mens versterk te word, sodat Christus deur die geloof in julle harte mag woon, terwyl julle in die liefde gewortel en gegrond is, sodat julle volledig in staat mag wees om saam met al die heiliges tot die besef te kom van die breedte en die lengte en die hoogte en die diepte, ja, om die liefde van Christus te leer ken, wat alle begrip te bowe gaan, sodat julle gevul mag word met al die volheid van God. Aan hom, wat deur sy krag wat in ons werk die mag het om oneindig meer te doen, as alles wat ons bid of dink. Aan hom kom toe die heerlikheid in die kerk en in Christus Jesus, deur alle geslagte heen, vir ewig en ewig. Amen. Daarom spoor ek julle aan, ek wat terwille van die Here 'n gevangene is, om so te leef dat julle die roeping waarmee julle geroep is, waardig is, deur mekaar met volkome nederigheid en saggeaardheid en met geduld in liefde te verdra. Ek lees weer Efesiërs 4 vers 1. Daarom spoor ek julle aan, ek wat terwille van die Here 'n gevangene is, om so te leef dat julle die roeping waarmee julle geroep is, waardig is. Daar's 'n klein woordjie in Efesiërs 4 vers 1 wat maklik oorgelees kan word, maar wat eintlik die skanier is waarom die hele brief draai. En daardie woordjie is daarom. Paulus het sopas een van die rykste gebede in die Nuwe Testament gebid. 'n Gebed dat gelowiges deur God se Gees versterk sal word, sodat hulle kan besef hoe allesomvattend die liefde van Christus is. En dan, sonder om asem te skep, sê hy, daarom spoor ek julle aan, om so te leef dat julle die roeping waarmee julle geroep is, waardig is. Daarom hanteer mekaar met nederigheid en saggeaardheid en geduld. En daarom verdra mekaar in liefde. Dit is nie toevallig nie. Paulus glo nie dat ons verhoudinge kan regmaak deur harder te probeer nie. Hy glo dat gesonde, geduldige, liefdevolle verhoudinge alleen uit een plek kan kom, uit 'n hart wat begin verstaan hoe wyd en diep Christus se liefde vir ons werklik is. Ons kan mekaar nie reg hanteer as ons nie eers self deur daardie liefde hanteer is nie. Vanoggend kyk ons na hoe dit in 4 stappe gebeur. Deur die krag van God wat in ons werk, deur die liefde wat ons begrip te bowe gaan, deur God vir wie oneindig meer moontlik is, en daarom die manier waarop ons mekaar moet hanteer. 1. Deur die krag van God wat in ons werk. Dis 'n krag van binne, Christus wat in ons harte woon. Paulus begin sy gebed nie met 'n versoek vir beter omstandighede nie, maar met 'n versoek om innerlike krag, dat God uit die rykdom van sy heerlikheid, om deur sy Gees met krag na die innerlike mens versterk te word. Dit is 'n gebed vir iets wat niemand van buite af kan sien nie. 'n Versterking van die hart, van die wil, van die vermoë om lief te hê wanneer lief hê moeilik is. Die doel van hierdie krag, van hierdie innerlike versterking, is dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon. Met ander woorde, dat julle dit meer en meer sal ervaar en dat mense dit meer en meer sal sien. Christus kuier nie net in jou hart, in jou lewe en in jou wese nie. Nee, hy word gasheer van jou binneste, nie 'n besoeker wat af en toe uitgenooi word nie. En waar Christus woon, daar word 'n lewe gewortel en gegrond in liefde, soos 'n boom wat sy wortels diep in die vaste grond ingegrawe het. Dis die eerste ding om raak te sien. Liefde vir mekaar is nie iets wat ons uit onsself doen of kies nie. Dit is die vrug van Christus wat in ons woon, deur die krag wat die Heilige Gees in ons innerlike mens bewerk. Die tweede ding, deur die liefde wat ons begrip te bowe gaan. Paulus bid verder dat die gelowiges saam met al die heiliges sal kan begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is van die liefde van Christus. Let op, hy stapel woord op woord, asof een woord nie genoeg is om dit te beskryf nie. Hierdie liefde het geen grense nie. Dit strek in elke rigting, breedte, lengte, diepte, hoogte,
elke rigting wat 'n mens kan aandink, vir ewig en ewig. Christus het nie lief nie, Christus is liefde. En dan die verrassende sin, hy bid dat hulle die liefde van Christus, wat nie met ons menslike begrip of verstand begryp kan word nie, sal leer ken. Dit klink amper teenstrydig. Hoe kan 'n mens iets begryp wat onbegryplik is? Maar dit is presies die punt. Christus se liefde is nie in die eerste plek iets wat jy moet verstaan en kan verklaar nie. Dis 'n werklikheid in jou lewe. En ons moet in die werklikheid van Christus se liefde lewe, saam met al die heiliges. Ons kan nie eers naby begryp hoe Christus se liefde lyk in isolasie nie. Ons het ander gelowiges nodig om in hierdie liefde te lewe. Ons medegelowiges help ons om te onthou dat ons in die werklikheid van Christus se liefde lewe, veral wanneer ons dit dalk miskyk of dalk nie ervaar nie. Ons medegelowiges help ons om Christus se liefde te beleef wanneer ons dit die minste verdien. Die doel hiervan is dat ons vervul kan word tot al die volheid van God. Dis 'n oorweldigende gedagte, dat breekbare mense soos ons vervul kan word met iets van die volheid van die oneindige God. Nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat ons deur die liefde van Christus omvou word. 3. Deur God vir wie oneindig meer moontlik is. Paulus sluit sy gebed af met een van die kragtigste lofprysings in die Bybel, aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, die mag het om oneindig meer te doen as alles wat ons bid of dink. Let op, nie net meer nie, nie net baie meer nie, maar oneindig meer as wat ons kan bid of selfs dink. God se vermoë oorskry nie net ons versoeke nie, maar ook ons verbeelding. En hierdie krag is nie ver van ons af nie. Dit is nie eers in die hemel nie. Dit is die krag wat in ons werk. Dit is dieselfde Gees krag waarvoor Paulus in vers 16 gebid het. Die God wat oneindig meer kan doen as wat ons dink, het reeds sy krag in ons geplaas. Dink 'n oomblik aan wat dit beteken vir verhoudinge wat vasgeloop het, vir familielede wat lankal nie meer met mekaar praat nie, vir gelowiges waar verdeeldheid ingesluip het. Ons dink dikwels, dit is onmoontlik dat hierdie mense ooit weer versoen kan word. Maar Paulus se gebed sê presies die teenoorgestelde. By God is dit nie net alles moontlik nie, maar oneindig meer as wat ons selfs kan vra of dink. Geen verhouding, geen hart is te hard vir hierdie God nie. 4. Daarom die manier waarop ons mekaar moet hanteer. En nou kom die skanier, die kern. Daarom spoor ek julle aan, om so te leef, dat julle die roeping waarmee julle geroep is, waardig is. Alles wat Paulus in hoofstuk 3 gebid het, loop nou uit in 'n praktiese oproep. Efesiërs 4 begin nie met 'n nuwe onderwerp nie. Dis die logiese, onvermydelike gevolg van wat vooraf gegaan het. Let ook op wie hier praat. Ek, wat ter wille van die Here gevangene is. Paulus skryf hierdie woorde nie vanuit 'n gemakstoel nie, maar vanuit 'n gevangenis. Die man wat vra dat ons mekaar sal verdra selfs onreg ter wille van die evangelie. En Paulus gee praktiese riglyne. Leef so dat julle die roeping waarmee julle geroep is, waardig is. Deur mekaar met volkome nederigheid en saggeaardheid en met geduld in liefde te verdra. Hoe lyk jou roeping? 4 dinge. Met volkome nederigheid, saggeaardheid, met geduld, verdra mekaar in liefde. Met volkome nederigheid. Dit gaan nie oor myself nie. Nederigheid is in die antieke Griekse wêreld nie gesien as iets goeds nie. Dit was byna 'n belediging, iets vir slawe en die minderes van die samelewing. Nederiges was die swakkelinge. Paulus en Christus ook voor hom het hierdie woord omgekeer en dit die fondament van die Christelike karakter gemaak. Nederigheid beteken nie om onsself af te breek of om te sê dat ons niks werd is nie. Dit beteken om nie voortdurend op onsself gefokus te wees nie. Nie op ons regte, ons eer, ons plek nie,
maar om eerder op die ander persoon en hulle behoeftes te fokus. In die praktyk lyk nederigheid so: iemand anders kry die eer wat jy eintlik verdien het, en jy los dit. 'n Ander se mening word gevolg in plaas van joune, en jy voel nie bedreig nie. Jy is bereid om te sê, ek was verkeerd, voordat die ander persoon dit eers moet uitwys. En waar hoogmoed altyd vra, wat kry ek hier uit, en hoe lyk ek, vra nederigheid, wat het hierdie persoon nodig? Die tweede een, saggeaardheid, of 'n ander woord daarvoor is om beskeie te wees. Saggeaardheid is een van die mees misverstane woorde in die Bybel. Dit beteken nie swakheid, 'n gebrek aan oortuiging nie. Die woord is dieselfde een wat gebruik is vir 'n wilde perd wat getem is. Die perd het steeds al sy krag, maar daardie krag is nou onder beheer en dien 'n doel buite homself. So ook met ons. Saggeaardheid of om beskeie te wees is innerlike krag wat kies om nie te oorheers nie, te dreig of te vertrap nie, selfs wanneer dit sou kon. Dink aan Moses. Die Bybel beskryf vir Moses as die saggeaardste man op aarde. Numeri 12 vers 3 sê, maar die man Moses was baie beskeie, meer as enige mens op aarde. En tog was hy dieselfde man wat vas voor Farao gestaan het en die see laat oopgaan het. Saggeaardheid en innerlike krag is nie teenoorgesteldes nie. Die volgende een is met geduld of lankmoedigheid. Geduld of lankmoedigheid beteken letterlik om 'n lang asem te hê, die teenoorgestelde van 'n kort humeur. Dit is die vermoë om nie te ontplof of op te gee wanneer iemand ons keer op keer teleurstel, seermaak of irriteer nie. Dit is nie passiewe verduring nie, maar 'n aktiewe keuse om die deur oop te hou, om iemand nog 'n kans te gee, en nog een, en nog een. Geduld en lankmoedigheid sê, ek gee nie op hierdie persoon nie, want God het ook nie op my opgegee nie. Dan verdra mekaar in liefde. Paulus sê nie dat Christene met almal perfek oor die weg gaan kom nie, of dat jy nooit met iemand sal of mag verskil nie. Hy aanvaar dat dit sal gebeur. Die vraag is eerder, hoe hanteer jy mede-Christene waarmee jy drasties verskil? En dan sê Paulus, verdra mekaar in liefde. Verdra mekaar? Daar's verskillende maniere van verdra. Een is om ruimte te gee en die ander is om te vermy. Verdra mekaar in liefde. Liefde is die sleutel vir Christelike verdraagsaamheid. Dit is die verskil tussen ek verdra jou met 'n opgetrekte lip en ek verdra jou omdat ek werklik die beste vir jou wil hê, selfs wanneer jy my klaarmaak. Maar hoekom is dit nodig om jou roeping uit te leef met volkome nederigheid, saggeaardheid, geduld, in liefde wat mekaar verdra? Want sê Efesiërs 3 vers 20 en 21, aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, die mag het om oneindig meer te doen as alles wat ons bid of dink. Aan hom kom toe die heerlikheid in die kerk en in Christus Jesus deur alle geslagte heen vir ewig en ewig. Aan hom kom toe die heerlikheid, nie net in Christus nie, maar ook in die kerk, in die liggaam van Christus, in die manier hoe Christene mekaar hanteer. Die wêreld kyk na ons en sien hoe ons vir hulle wys hoe ons verlosser lyk. 'n Tuin wat nie onderhou word nie, groei toe met onkruid, al het niemand doelbewus die onkruid geplant nie. Hier sluit die sirkel. Omdat Christus se liefde ons begrip te bowe gaan, en omdat God oneindig meer kan doen as wat ons bid of dink, kan ons met eerlike moeite en deur die krag van die Gees mekaar hanteer met dieselfde nederigheid, saggeaardheid, geduld en liefde waarmee ons self deur hom gehanteer is. Voordat Paulus enigiets van ons vra, bid hy eers dat ons die breedte en die lengte en die hoogte en die diepte van Christus se liefde vir ons sal besef, 'n liefde wat ons begrip te bowe gaan. Mag ons daarom saam met al die heiliges elke dag meer en meer besef hoe lief Christus ons het en dat ons mekaar dan ook so sal lief hê. Amen. Jesaja 40 vers 28 en 29, weet jy dit nie? Het jy dit nie gehoor nie? 'n Ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie.
Ondeurgrondelik is sy insig. Dit is hy wat vermoeides krag gee, wat lewenskrag vermeerder vir die wat geen vermoëns het nie. Aan hom, wat deur sy krag wat in ons werk die mag het om oneindig meer te doen as alles wat ons bid of dink. Aan hom kom toe die heerlikheid in die kerk en in Christus Jesus, deur alle geslagte heen, vir ewig en ewig. Amen.